as my meneer wat daar sit, voel, dat dit is hoe hy nou nog die hele tyd geskryf het, dan sê ek van, wel, dis wat ons almal doen. Kraam die idee uit. En van daar af besluit jy wat jy verder met hom wil doen. 'n Skrywer moet hê 'n verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Dan, dames en here, moet u vir u 'n thesaurus aanskaf. En baie keer het jy die ongelooflike woord in u. Met ander woorde, die ontmoeting was devastating. Nou, maar wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir devastating? Vernietigend. Maar hoe lank sou ek nou gesukkel het? Maar ek kon 'n tweetalige woordeboek gehad het. Ek kon op vernietigend afgekom het. Vernietigend is nie vir my sterk genoeg nie. Ek gaan na my thesaurus toe. En ek gaan soek die woord vernietig en ek gaan kyk watter ander sinonieme hy vir my gee, wat my dalk kan help met alliterasie of met rym. U sou sien dat ek het glad nie hier gerym nie. Dames en here, ek sê eerder, gebruik eerder nie rym nie, as wat u rym sonder 'n intensie gebruik. Woorde is nie iets wat soos 'n handvol skulpe bymekaar gemaak kan word nie. Dit is iets wat stadig en alleen saamgesoek word. Iets waarop jy slegs met inspanning afkom, swygend en gekonsentreerd, bukkend, tastend, turend, verwerpend, een hier, een daar. Dis my verskriklik mooi. En dit is wat hier gebeur. Dis 'n tuur na. Dit is, gooi een woord weg, kry 'n ander een. Soek tussen daai skulpe. Maar wat is die regte woord? Om woordekonomies te sê wat ek wil sê. Wat is die funksie van enigiets in poësie? Rym, paradoks, slagrym, 'n allitererende H, 'n vergelyking. Wat is die funksie? Ons net een woord. Beklemtoning.